welkom, baie dankie dat jy saam kuier. Ons wil praat so oor die nuwe jaar wat voorlê. Ons wil so 'n bietjie kyk, wat sê die Bybel oor keuses. Want as ons terugkyk oor die ou jaar, dan weet ons die goed waaroor ons sleg voel is omdat ons verkeerde keuses gemaak het. En as ons nou oor die jaar vorentoe dink, dan wil ons nie weer 'n verkeerde besluit neem nie. So daarom, hoe gaan ons reg kry om reg te besluit? Wat is die geheim om die regte keuse elke keer te maak? Want dis so maklik om verkeerd te kies. Jy sien, 'n mens kan duidelikheid hê oor dis sonde, dis verkeerd. So dis maklik om dan te kies. Hier staan dit in die Bybel, dis sonde, dis teen God se wil, dan weet ek hoe om te kies. Maar dan is daar baie keer dinge wat dis nie so verkeerd nie, maar is nie die regte ding vir nou nie. Dis die tweede beste dalk. En die tweede beste is altyd die vyand van die heel beste. En ek lees in die Bybel, lees ek 'n verhaal van twee vrouens wat verkeerd gekies het, die een en die ander een reg gekies het. En 'n mens vra jou af, Martha het nie die verkeerde ding gedoen deur kos te maak vir Jesus nie, dis 'n baie goeie ding. En op ander plekke in die Bybel word dit geprys en aangeprys om barmhartig te wees en vir mense te sorg en te help. Maar hier sê Jesus vir haar, jy het verkeerd gekies. Jou suster het die beste gekies. Sy het gekies vir iets wat nie van haar weggeneem kan word nie, wat sal bly vir altyd. Sy het 'n ewige waarde, het sy gekies. En jy het dit gemis. Jy het verkeerd gekies. Jy was net doenig in die kombuis om daar die heel beste te gee. En nou het jy iets gemis. Het jy al sulke keuses gemaak? Jy spyt oor is. Ek moes daar gewees het. Ek moes nie dit gedoen het nie. Ek moes eerder daarheen gegaan het. Ek moes dit gegee het. Ek moes ingeskryf het. Ek moes daar gewees het. Ek moes teruggebel het. Dit was nou nie 'n vreeslike sonde, maar ek het die wil van die Here gemis vir daai oomblik. Ek het die plan van God gemis vir my spesifieke situasie in daai oomblik. So ek wil, voor ons daaroor praat, wil ek net vir jou uitnooi om ons te kontak. Dankie vir julle wat vir ons getrou bid, dankie vir julle ondersteuning, dankie ook vir julle wat ons bemoedig oor die WhatsApp. Die nommer hier is 079 195 1586. Kontak ons gerus en ons weet die Here is daar by jou en hy wil vir jou seën en hy wil jou gebruik ook. En as daar 'n woord op jou hart is, laat weet vir ons. Ons probeer elke dag 'n woord van die Here vir jou stuur. Op Instagram, op Facebook en op X is daar elke dag 'n boodskap. En as jy wil hê ons moet dit vir jou persoonlik stuur, dat jy nie eers na die sosiale media hoef te gaan soek daarna nie, dan kan jy net vir ons die nommer net vir ons op WhatsApp stuur en dan sit ons jou op die lys. Ons dank die Here ook vir 'n groot klomp mense wat op YouTube inskakel, wat nie 'n DStv skerm het en 'n boodskap kan volg van Keerpunt nie. Al hierdie boodskappe is op YouTube beskikbaar, so jy kan die skakels ook stuur vir mense en vir ander bewus maak daarvan. Hier is 'n boodskap, en dis vir my ongelooflik om te hoor ook van mense wat selfs Engels sprekend, maar hulle volg hierdie boodskap, en iemand het gister vir ons geskryf en gesê, die Here het my net ontmoet deur daardie program. Die Here het iets wonderliks in my hart gedoen. En ek het eintlik maar die onderskrifte gevolg, die Engels, ek verstaan nie Afrikaans so goed nie. Iemand anders skryf, ek wil probeer Afrikaans leer. Iemand anders sê, ek wil Engels leer. So ek volg op hierdie manier ook die onderskrifte. Maar goed, ek wil met jou praat oor die jaar wat voor lê, en ek wil vir jou vra, is jy seker dat jy die regte keuses gemaak het vir die jaar reeds op hierdie stadium? Want ons het almal al klaar begin besluite neem. Mense sê, ja nee, ek het 'n paar goeie besluite geneem, ek weet nie wat daarvan gaan word nie, maar ek wil definitief gewig verloor. Iemand anders sê, nee, maar ek weet, ek wil verander, ek wil meer fiks word hierdie jaar, ek wil meer Bybelstudie doen, ek wil meer tyd vir die Here gee, ek wil dit, ek wil dat.
wil ophou rook, sê iemand anders. Weet jy wat is die heel belangrikste ding waaroor jy moet besluit? Jy moet kies vir Jesus en vir sy wil, vir sy pad, vir sy plan met jou lewe. So kom ons kyk bietjie na hierdie stukkie geskiedenis in Lukas 10, waar ons lees van Martha en Maria, die een wat reg gekies het en die een wat verkeerd gekies het. Lees vers 38. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Maar Martha was bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord daar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. En Maria het die beste deel gekies. En dit sal nie van haar weggeneem word nie. Kan jy sien, Jesus kom aan, kom tuis gaan daar by hulle aan huis, en hierdie twee vrouens is so opgewonde oor Jesus. Hulle wil vir hom net die beste gee. En Jesus sê, hy gaan daar oorbly, en dis die laaste maal dat hy hier verby gaan, hy sou Jerusalem toe gaan, en nie weer terugkom nie. En dit maak die verskil. Daar's 'n kans, 'n geleentheid. As hy verby is hy verby. En nou moet jy weet, nou moet jy jou prioriteite uitsorteer om reg te kies. Dis die laaste en die enigste kans wat jy het om aan die voete van Jesus te sit. En Martha, sy wil beïndruk daar in die kombuis, sy het vuur gemaak, sy's nat gesweet. Sy vee met die voorskoot aan mekaar haar gesig af en sy's bloedrooi in die gesig, so sy spook met die vuur om die kos gaar te kry. Sy wil regtig nou beïndruk en sy doen so baie moeite. En kyk, daar sit Maria. Maria sit en luister daar so saam met die mans, saam met die disippels. Hulle kultuur was so gewees, die mans en die vrouens sit nie saam, eers in die sinagoge nie. Vrouens is een kant. Hulle weer, die manne is die manne wat die woord lees en wat leer en wat geleer word en dis die manne wat aan die voete van die leermeester sit en die vrouens hoort nie daar nie. Wat maak Maria daar? So voel Martha. Sy redeneer uit haar kultuur en uit haar agtergrond en wat sy gewoond is en wat sy nou sou verkies. En sy voel net, dis baie onregverdig. Vrou hoort nie nou daar nie, sy hoort hier nie kombuis, dis hoe hulle gedink het. Uiteindelik sien ons wat gebeur, is dat sy kan dit nie meer hou nie, nou gaan kla sy. Sy gaan kla suster aan en sê vir Jesus, nee, kyk net hier so, hoekom help sy my nie, praat met haar, sê vir sy moet my kom help. En dan lyk dit asof Jesus sê, sy het die regte keuse gemaak. Sy het gekies om hier aan my voete te sit en geestelik te ontvang en in te drink. Hier is 'n besonderse geleentheid. Dis die een kans wat Jesus hier verbykom. Wat gaan jy doen? As Jesus nou verby jou stap, wat gaan jy kies? O nee, ek het nou skielik honger geraak, ek het nou skielik van die yskas onthou en ek het nou skielik weer gehoor my foon begin piep en ek wil tog net jou dingetjie versorg. Wat is dit wat gaan maak dat jy nie by Jesus stil sit nie? Dat jy nie ontvang wat hy vir jou wil gee nie, dat jy misloop die seëninge wat God vir jou het. En dis ons hartse gebed vir hierdie jaar wat voorlê. Mag 2026 vir jou 'n jaar wees, wat jy nie een van God se seëninge gaan misloop nie. Dat jy gaan ervaar hoe dat jy die regte keuses maak om op die regte tyd, op die regte plek te wees. Ja, dat jy by die Here van die dinge sal wees, nie so besig met die Here se dinge nie, dat jy nie by die Here van die dinge uitkom nie. Nou sou 'n mens dink, dis daarom maar 'n bietjie onregverdig. Jesus moes daai aand eet en hy het daar gasvryheid nodig gehad en hy het versorging nodig gehad. Hoe kan hy nou vir Martha sê, sy het nou verkeerd gekies? Sy het iets gekies wat nie blywend is nie.
Ja, want die brood van hierdie lewe is verganklik, maar die brood van die ewige lewe, jy moenie dit nou misloop as Jesus dit kom uitdeel nie. Jy moenie daar verby jou binnekamer stap nie, jy moenie verby daar die plekke waar jy geestelik versterk kan word in die klein groep, in die gebedsgroep, in die kerk of waar ook al. Daar's plekke hier, nou, voor die TV, voor hierdie program. Here wil jou ontmoet. Hy's hier. Hy wil met jou praat. Hy wil vir jou iets gee wat jou gaan versterk en gaan bemoedig, het brood van die ewige lewe. Nou sou 'n mens dink, maar Jesus is nou eintlik half teen Martha en teen hierdie wêreldse kosmakery. Nee, hy's nie daar teen nie. In hierdie situasie moes sy anders gekies het. Moes sy sommer maar broodjies gemaak het, wil ek sê, maar sy moes ook daar gesit het. Dis die probleem. Jesus is nie teen gasvryheid nie. Nee, hy's 'n barmhartige God. Net in hierdie selfde hoofstuk vertel hy die verhaal van 'n barmhartige Samaritaan, wat deur die kies om vir iemand te sorg, en fisies vir hom te help, en prakties betrokke te raak by iemand, en nie by die kerk te wees nie, en nie besig te wees om saam met die leviete alles te sing en die reg te maak vir die koor nie. Kies Jesus 'n voorbeeld van 'n barmhartige Samaritaan, wat vir ons leer wat liefde vir God is. As jy vir God lief het, sê Jesus, dan moet jy dit aan jou naaste betoon, prakties, jy moet nie net praat nie, jy moet nie net besig wees met godsdienstige dinge, en godsdienstige rituele en dade en so nie. Daar's tye dat jy jou liefde prakties moet bewys, deur vir iemand 'n beker koue water te gee, deur vir iemand kos te gee, deur op te staan en brood te gaan haal om vir jou buurman te gee. Dan is daar praktiese liefdesdade nodig. Kom ek lees net vir jou daai gedeelte in Lukas 10 vers 30. Toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe, en dis Jesus wat dit vertel, dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy dit sien, toe gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, en het sy wonde met die olie en wyn behandel. Hy het hulle verbind, sy wonde verbind, en toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na 'n herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, en hy gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek weer hier langs terugkom. Wie van hierdie 3, die priester, die leviet of die Samaritaan, wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Hierdie verhaal vertel vir ons, dat Jesus eintlik vir ons wil sê, ware godsdiens is om alles vir 'n ander te doen en jouself te vergeet. Nie wat jy voorlus is, nie wat jy wil hê nie, maar aan ander te dink en liefde te betoon deur praktiese dade. Hy vertel van hierdie man wat daar gekom het. Hy het nie 'n noodhulpkussie op sy rydier gehad nie. So maar hy het sy inkopies wat hy gaan doen het in Jerusalem, het hy by hom gehad. Het hy maar die wyn gevat en hy het sy wonde gewas daarmee. Hy het die olie gevat, die olyfolie, en dit oor die wonde gesmeer, en toe het hy van sy materiaal wat hy gekoop het, het hy lappe geskeur en sy wonde verbind. En toe laai hy hom op sy donkie, en hy ry met hom, en hy stap. En hy kom by die herberg, en hy waak daar die nag by hom. En hy sorg vir hom, en hy betaal sy rekening, en hy betaal vooruit, en hy gee sy adres as daar nog onkostes was. Jesus sê, dit is wat liefde vir God beteken.
hierdie priester en leviet, hulle het godsdienstige dinge gedoen, maar hulle het nie liefde betoon aan hierdie man wat in nood was nie. So Jesus wil eintlik sê, my hart is, dat ek julle wil leer en aanmoedig om mense in nood te versorg en hulle te help. Maria, jy het in hierdie oomblik reg gekies. Maar Martha, wat jy gedoen het, is die liefde wat jy vir my het jy betoon. Maar hier was 'n probleem wat jy moes besef, dis net hierdie een kans. En as jy vir God vra wat, dan moet jy nou jou prioriteite skuif en sê die kos gaan nou tweede kom. Jesus gaan eerste kom. Dis wat die Here ons wil leer, om diensbaar te wees, liefdevol te wees, maar ook te kies vir geestelike groei, versterking en bemoediging. Dis wat Jesus geleer het. Hy sê, ons kan so bekommerd raak oor baie dinge, en ons kan so besig raak in die wêreldse dinge, dat ons nie meer by die Here uitkom nie. Luister 'n bietjie wat sê Jesus in Matteus 6 vers 31. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader, hy weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal julle ook al hierdie dinge vir julle gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Jesus wil vir hulle sê, kry net jou prioriteite reg. Die heel belangrikste dinge, dis waarvoor jy moet kies. Die dinge wat ewigheidswaarde het. Soek net dat die Here in beheer is van jou lewe. Dat jy onder sy leiding en onder sy gees se beheer is. Dan sal hy jou lei na die regte plekke toe. Dan sal al hierdie ander dinge bygevoeg word. Jy moenie jou so bekommer oor kos en klere en dinge van hierdie tydelike wêreld nie. Bekommer jou dat Jesus die koning in jou hart is, die een wat in beheer is, want dan sal hy sorg vir al die ander dinge. Ons kan so begin fokus op probleme en krisisse en goed, dat dit ons hele lewe in gedagtes in beheer en beslag neem. Hy sê, gee dit vir my. Gee jou hart vir my. Gee die probleem om my oor. Ek sal vir jou sorg. Soek net my koningskap, dat ek die koning is in hierdie situasie. Dan sal ek al die ander dinge vir jou byvoeg. Daarom dat hy hierso sê, in die woordjie gebruik, moet julle nie bekommer nie, sê hy, maar beywer julle allereers vir die koningskap van Jesus, vir die koninkryk van God. Dis die wonderlike vrede en troos wat die Here vir ons wil gee. Hy sal vir ons sorg. Ag, en ek kan terugdink aan soveel dinge in my lewe waar ek gesien het hoe belangrik dit is soos Jesus om te kies vir dit wat ewigheidswaarde het. Wat het Jesus op aarde gedoen? Hoe het hy gelewe? Hy het nie aan homself gedink nie. Of hy moeg was, of hy nie lus was vir mense nie. Of hy nie kos gehad het om uit te deel nie. Hy het vir God eerste gestel. En hy het vir mense omgegee. En hy wou vir mense genees. En hy wou vir mense bevry van die duiwelse mag. Dis waarvoor Jesus geleef het, vir mense. Maar ons sien ook, dat hy tye gehad het waar hy net weg was. Hulle kry hom nie. Dan weet hulle, hy is weer een kant besig om te bid. Hy het stilte nodig. Hy het afsondering nodig. Jesus het nou ernstiger, het hy heen geskuif, waar hy met die Vader wou besig wees. Waar hy alleen in gebed wou wees. Want daar bepaal 'n mens jou waardes. Daar gee die Here vir jou die opdragte. Daar begin jy onderskei, ek moenie vandag so toe gaan nie. Ek moet eerder hiernatoe gaan. Ek moet eerder na daai persoon toe uitreik. Ek moet nou dit doen. Ek moet nou tyd maak vir die Here. Ek moet hierdie ding nou skryf, ek moet hierdie geld gee, ek moet dit nou doen. God het vir my gesê. Dis Jesus se lewe, dis sy voorbeeld. Ek kan in my eie lewe onthou, daar was 'n geleentheid dat ek nie goed gevoel het, dit was 'n gewellige stryd en ek het daar die oggend besluit, ek gaan laat slaap, ek gaan nie na hierdie predikante byeenkoms toe nie. Toe ek by daai byeenkoms op die ou end het ek gevoel dat ek maar gaan, dit is die regte keuse, voel ek as ek hieroor dink. Toe ek daar kom, toe is daar 'n profetiese woord wat presies my hart se behoefte aanspreek. 'n belofte waaraan ek kon vashou
vir die maande wat voorgelê het, wat vir my uit hierdie swaar, donker gat uitgetel het en waarna ek kon vashou en in die lig kon beweeg. Ek dink net, as ek dit gemis het, en ek het eerder gesê, nou is ek moeg, nou slaap ek. Ek gaan nie nou nie, want ek iets, die seën van die Here gemis. Ek dink aan 'n dominee wat vir my gesê het, na hierdie predikante kursus wat ons aangebied het. Toe sê hy vir my na die tyd, weet jy, ek wou daai laaste rukkie, ek besluit, ek gaan ry, want dit is ver na my gemeente toe. Maar toe was daar net iets wat vir my sê, moenie gaan nie. Nou, ek kon redeneer in my verstand en sê, ag, dis nou net die afsluiting. En die afsluiting is maar net 'n tydjie wat ons 'n kwartier of 'n halfuur vir mense gee om stil te word en te skrywe, wat het die Here vir jou in hierdie tyd kom sê? Hierdie 3 dae van kursus en alleen wees en afsondering. Skryf net neer, wat het die Here vir jou gesê en hoe gaan jy daarop reageer? Hy sê, toe ek gebly het en ek dit gedoen het my hele bediening vorentoe verander vir die res van die jaar. Daai tyd van stilte en afsondering. Daar's baie sulke geleenthede. Jy weet, 'n mens sit in jou stilte binnekamer en jy's besig met die Bybel of met gebed en skielik lê jou foon of skielik kyk jy op die horlosie en dan is dit en dan raak jy honger en dan wil jy gou dit vir iemand en as jy weer sien speel jy met die hond en as jy besig met allerlei ander goeders en mis jy die seën van die Here wat hy vir jou binnekamer bedoel het. Ek dink aan iemand wat vir my vertel het, hulle was uit op 'n uitreik en daardie aand het hulle gebid dat die Here hulle sal stuur na iemand wat geestelike nood het. En hulle kom by iemand, en die man is besope en hy praat aan mekaar en hy praat nonsens en hy weet nie wat hy sê nie en hy weet nie eers wat hy argumenteer nie. En daardie aand, toe hulle van die man naderhand wegkom, toe kom hulle by iemand uit wat absoluut op 'n punt van selfmoord staan, wat die Here so nodig het. En hulle besef net, daardie man was die plan van die duiwel om ons weg te hou van hierdie man wat vanaand tot bekering gekom het. Kan jy sien hoe ons moet onderskei en hoe ons moet presies weet, nou moet ek op my foon wees, nou moet ek voor die TV wees, nou moet ek nie daar wees nie. Nou moet ek weet, in hierdie verhouding is dit wat ek moet doen. Dis wat ek nou moet aandag aan gee. Ja, ek wil nou eerder gaan dit doen of dat doen, dit is vir my lekkerder en dat is vir my meer my styl of my ding wat ek van hou. Maar nou het my kind my nodig, nou het my man my nodig, nou het my vrou my nodig, nou moet ek die prioriteite in my hart regkry. Nou is hierdie persoon belangriker as enige iets anders. Nou om by hierdie persoon te wees en saam met hierdie persoon te help, of te luister, of alleen te wees, of te bid, dis die belangrikste. Sal die Here ons nie help om te kies vir die belangrikste, vir dit wat die meeste tel in hierdie oomblikke. Hier sit jy, hier's miskien 'n vakansie, hier's 'n naweek, hier's 'n jaar wat voor lê. Wat is daar wat die Here baie spesiaal vir jou wil doen? Wat is daar wat hy hierdie jaar vir jou wil voorinskrywe? Of miskien is daar 'n geestelike boek. Ek het hierdie nuwe boek geskryf wat eintlik 'n Bybelstudie is om God beter te leer ken, 30 eienskappe van God. Wil jy nie dit bestel by ons nie? Kyk na die nommer aan die einde van die program. En vra dat ons vir jou so 'n boek stuur, dat jy kan begin Bybelstudie doen oor die eienskappe van God, om hom beter te leer ken, om nader aan hom te kom, om geestelik te groei, om 'n program te hê, om iets te doen, om 'n geestelike boek te hê, of om iets spesiaal nou in jou lewe in te bou, waar jy met selfdissipline by die Here alleen gaan wees en gaan stil word. Die Here het vir jou 'n wonderlike plan vir hierdie jaar. Waarmee hou ons besig? As jy kyk na 1 Korinte 3, dan skryf Paulus, hy sê, laat die Gees julle vervul. Ek kan nie met julle praat soos mense wat onder die Heilige Gees se beheer en se leiding leef nie. Julle bou met strooi, met hout, met stoppels. In die oordeelsdag gaan die vuur daaroor kom en alles gaan verbrand. Maar omdat die fundament van jou lewe Christus is, gaan jy gered word, maar met skade. Want na jou bekering het jy jou besig hou met strooi wat verganklik is. Op hierdie fundament moet jy bou met goud, silwer, edelstene, want as die vuur daaroor kom, dan brand dit nie dood en weg nie. Dan kan jy met loon gered word.
Gaan lees bietjie daai 1 Korinte 3. Hoe belangrik dit is dat die Gees van God jou sal lei in elke keuse en dat jy sal bou met dit wat ewigheidswaarde het. Luister net bietjie wat Paulus dan sê in Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, susters, op grond van die groot ontferming van God, die kruis en die liefde van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil binne U wil lewe hierdie jaar wat voorlê. Ons wil doen wat U graag wil hê ons moet doen. Kom help ons Heilige Gees om reg te kies. Kom vul ons en beheer ons gedagtes en ons denke, dat ons binne die volmaakte wil van U, o God, sal lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen.